U gee, Here, sal U ons kom seën. Here, en dankie dat ons vanmôre net so in die teenwoordigheid kan wees. En weet, Here, ons aanbid die ware God. Here, ons aanbid nie net 'n God nie, ons aanbid die God. Ons aanbid nie net die een wat genees nie, ons aanbid die genees Here. Here, ons aanbid nie net iemand wat die dood oorwin het nie, ons aanbid die God wat opgestaan het en wat lewe tot aan alle ewigheid. En kan ons vanmôre vir U die eer gee. Kom ons gee die Here 'n hande klap in hierdie huis vanmôre. Amen. Dankie, jy kan die sitplekke neem. Ek gaan weer probeer om hierdie ding aan te sit vir 'n laaste keer. Hy werk nie soos myne nie. En dan maar ons sal hom nou vang. Ek kan sien as 'n vroue pastoor sinne. Vol geite. Nee, ons speel. Dankie. Ek gaan hierdie net hier neergooi. Hy moet maar snaaks hang, hy moet maar snaaks wees. Daar sy, dis vir my 'n voorreg om vanmôre hier by julle te wees. Dankie vir pastoor Louise en vir Baren vir die naweek se treat en se bederf en se rondry en al die lekker dinge. Gaan julle my hoor as hy hier hang? Hy gaan te ver hang, maar kom ons probeer so iets. As sy. Dit kan dalk werk. Kan julle my hoor? Daar's sy. En dis vir my regtig 'n groot voorreg aan al die ek het dit 'n geheim probeer hou daar by my. Ek is die pastoor op Christiana by die Volle Evangelie Kerk. En jy weet mos nou, jy kry mos 'n paar ouens wat die pastoor aanbid, dan kry jy 'n paar ouens wat die Here aanbid, en dan kry jy party ouens wat net daar is omdat dit 'n tradisie is. So ek het dit by my probeer stil hou, en vanmôre toe hulle nou hoor ek is nie daar nie, toe is daar nou 'n paar wat laat weet, hoekom kan pastoor nie net sê nie? Maar dis oukei, hulle moet die Here aanbid vir 'n verslag. En is dit vir ons regtig 'n voorreg, pastoor Louise en Barend, baie dankie. As jy jou Bybel saamgebring het, ek het 'n baie kort gedeelte wat ek met jou wil deel. En ek is seker daarvan, jy het al iewers hierdie gedeelte gehoor. En ek is bly om te sien hier so baie van gisteroggend se manne, dat ek julle daarom nie afgeskrik het en dat julle weggehardloop het en gaan verkondig het, dat julle moet nie hierdie ou hoor nie. Maar ons het lekker gisteroggend saam met die manne ook gekuier en was dit regtig lekker. As jy jou Bybel saamgebring het, Matteus 11, is Jesus aan die woord. En hy praat met 'n paar mense en hoor hierdie mooi woorde. En ek weet nie hoeveel amper sê ek miljoene jare, hoeveel duisende jare nadat hierdie gebeure afgespeel het, staan hier dieselfde uitnodiging van Jesus vanmôre nog vir my en vir jou. So as jy op 'n plek is wat jy Jesus nodig het, hoor hierdie uitnodiging wat hy vanmôre vir jou gee in Matteus 11 vers 28. Is my arm raak ook al baie keer te kort. Matteus 11 vers 28, hoor wat sê hy? Hy sê hierdie woorde: kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Die volgende versie, vers 29 sê hy: neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. En dan versie 30, hoor wat sê hy? Want my juk, wie se juk? Jesus se juk, is sag en my las is lig. Dis die Here wat ons aanbid. Dis die Here wat ons aanbid. En julle moet my asseblief vanmôre verskoon. Dit was so 'n lang week, ek het glad nie voorberei nie. Ons praat vanmôre uit die hart uit. Nee, ek speel, daarom nie so baie nie. Maar ek het nie 'n tab en allerlei fancy goed nie. Ons gaan sommer praat soos wat die Here dit noem. Maar toe ek hierdie gedeelte lees, kom ek agter dat God se uitnodiging verval nie. Dieselfde uitnodiging wat hy hier vir hulle gegee het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, staan vandag nog. Nou ek het agtergekom, om iewers heen te gaan, of soos Jesus ons roep deur te sê, kom, beteken iets. Het jy al iewers, jy maak nou nie saak waar nie, enige plek, in die Bybel gesien, waar Jesus iets doen, sonder dat ek en jy iets moes gedoen het? Ek het nie. Want hy sal by iemand kom en sê, hoorie, wil jy genees wees? Ja, ek wil. Staan op, doen iets, staan op. Gaan was jouself, gaan toon jou aan. Daar's altyd 'n aksie betrokke, sodat Jesus iets in jou lewe kan doen. En hier sê hy eerste, kom na my toe. So wat moet jy doen?
Boeta, skies, ek het nog gesê, ons gaan dit nie doen nie, maar kom, staan daar. Ek kan Boeta gaan gou vir jou wys, wat beteken dit om te kom? Want wanneer Jesus die uitnodiging maak, kom, beteken dit jy moet kom. Is Jandrey besig om te kom? Kyk, hy het al reaksie gesê, hy het allemaal opgestaan. En dis wat ek en jy baie keer doen, die Here sê kom, dan soos, ja Here, wat moet ek doen? Maar nooit, dis nie wat God sê nie. God sê nie, moet nie na my luister nie. Wat sê hy daar? Kom na my toe. Dis lekker as jou kinders vir jou luister, hè? Gebeur net in die kerk. Hè? Weet jy hoe goed is God? Wanneer jy gehoorsaam is en kom, is daar 'n beloning. Is daar 'n beloning? Thanks, Bill. Is daar 'n beloning? En dis al wat hy sê, kom na my toe. En nou die volgende stap, sê hy, kom na my toe. Hy sê nie hardloop na die bankbestuurder toe wanneer jou bankrekening laag word nie. Hy sê nie hardloop na die prokureur toe as jou huwelik op die rotse is nie. Hy sê nie hardloop na die beraader toe as jy 'n probleem het nie. Hy sê kom na my toe. God sê, en ek like hierdie ou erg baie. Kom na my toe. Hy's nie bang om jou situasie vir jou te hanteer nie. Kom na my toe. Wil jy nie vanmôre na hom toe kom nie? Wil jy nie net sê, ag Here, hier is ek nie? En ag, dis nie waar hy stop nie. Hy gaan aan en sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Nou ek hou van tale en ek hardloop lekker deur die Grieks en die Hebreëus en ek like so 'n bietjie Latyns en ek soek altyd die oorspronklike betekenis van wat hierdie woordjie beteken. En het jy agtergekom wat beteken die woordjie almal? Het jy al 'n bietjie gaan kyk? Dis eintlik baie eenvoudig. Die regte Griekse woordjie vir almal beteken almal. Ek en jy included. Almal wat vermoeid en belas is. En ek dink as ek hier ophou, gaan jy vir my sê, jy pastor, jy het goed gedoen. Want daar skielik hoop, want ons is by die God wat lewe en ek en jy is included. Het jy gesê, nêrens daar sê dit, verander voor jy na my toe kom nie. Hy het nie gesê, verander jou haarstyl nie, ek het al probeer, maar ek sukkel. Hy het nie gesê, hou eers op om dit te doen nie. Hy het nie gesê, verander jou gemoed nie. Al wat hy sê is, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek wil al vra, wil jy die vrede van die Here beleef? Wil jy die vrede van die Here beleef? Want hier is 'n voorwaarde wat hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal. Nie ek hoop nie, nie ek sal daaroor dink nie, nie ek kan kyk hoe ver dit in my beplanning is nie. Hy sê hierdie woorde, ek sal jou rus gee. En ek dink in vandag se tyd, man, as jy vandag kan sê, ek vind rus in die Here. Nou die dag praat ek met 'n ou en hy kom by my en ek wil nie noem uit watter gemeente of uit watter denominasie hy kom nie. Maar ek dink as jy skerp is, gaan jy weet. Hy sê vir my, hy is moeg om aan tradisie vas te hou. Hy het op 'n plek gekom waar hy bly is. Hy kon 'n skuif maak sodat hy nie meer die Sabbat hoef te vier nie. En ek kom so en hy begin vir my smile. Hy sê, want ek doen my Sabbat elke dag. Want ek het die vrede van God in my lewe gevind en dat ek Sabbat van maandag tot maandag tot maandag tot maandag. Ek hoef nie verder op 'n spesiale dag vir hom te gaan uitsonder nie. Hoekom? Want hy was vermoeid en belas, maar hy het by God uitgekom en hy kon die vrede van die Here kon hy bevind. Waar is hy toukie? Right. Nou wonder ek. En skus, ek is bietjie tegnies partykeer. Die nuwe vertaling praat van uitgeput, nie vermoeid nie. Hy sê as jy uitgeput is, en die ander een sê as hy oorlaai is. Nou uitgeput, of die vermoeid, is die woordjie vermoeg as gevolg van 'n aktiwiteit in my en jou lewe. So ek gaan werk toe, en ek kom vanmiddag by die huis, dan is ek moeg, dan is ek vermoeid. Want die baas en die baas se klaas
en die baas se linkerhand en die linkerhand se voet en jy weet mos nou hoe werk dit. Hulle het alles op my gepik en ek moes alles doen en ek is moeg. Ek is vermoeid. Ek moes altyd alles doen. Dink amper soos 'n pastoor se job. Ons moet alles doen. In die Bybelse tyd was dit hierdie ouens wat moes uitgaan en wat gaan oorlog hou het en wat gaan voer het en wat gaan al hierdie goed doen het. Wanneer hulle terugkom was hulle vermoeid en uitgeput. Dis wat dit beteken. Nou obviously jy hier in Kimberley het ook 'n job. Jy het ook iets wat jy moet doen. Jy kom partykeer ook by die huis en sê, "Hey, was 'n lang dag." Kan ek weer my storie vir jou vertel? Die Here sê kom na my toe. Moenie nou op die stoel gaan sit en jou voete probeer in die lug hou en meneer Kasel probeer nie. Dis nie wat God sê nie. God sê kom na my toe. Meneer kaptein saam met Light gaan nie werk nie. Ek weet nie of ek vanmôre tone trap nie, verskoon my as ek doen. Maar om te gaan sit en 'n drankie te geniet as jy by die huis kom moet jy vermoeid en belas is, gaan nie vir jou help nie. God sê kom na my toe en ek sal jou help. Die volgende enetjie is belas of oorlaai. Dit is moeg as gevolg van gebeure in 'n ou se lewe. 'n Ma wat dood is, 'n pa wat afsterf, 'n broer wat dit dalk nie die Here aanbid nie, 'n suster wat dalk verlore is. Dis moeg, ons is lam uitgeput oor dinge wat in ons lewe besig is om af te speel in die agtergrond. Jy sit dalk vanmôre hier en worry oor 'n kind wat nie hier kan wees nie. Hoekom is hy nie hier nie? Hoekom aanbid hy nie die Here nie? Hoekom doen hy nie goed nie? Waar is jou ouers? Dis gebeure wat 'n ouer bekommerd is. Dit laat dink my altyd aan hierdie groot vragskip. Ons het 'n movie gekyk eendag, ek kan glad hierdie ding se naam onthou nie. Maar hulle moet uit die hawe uit ry en hulle moet uit hierdie hawe uit beweeg, maar hulle moet soveel as moontlik produk saamvat. Eers en hulle laai daai kratte op daai skip hoor. En toe hy net so uit die hawe uit is en hy die eerste keer van daai groot golwe begin kry. Toe druk hy in die sandwalle vas. En die water begin oorspoel, want hy is oorlaai. Dan raak die storm vir my en vir jou partykeer te groot. Dan weet ek en jy nie altyd wat moet ons doen in hierdie omstandighede. Ek dink dis die movie Aladdin, ek weet nie of julle as kind Aladdin gekyk het nie. Loop hulle met 'n kameelperd op daar uit die stad uit. Wat is dit nou 'n kameel? Kameel het 2 hobbels nê, 'n kameel. En toe hulle so uitloop, toe gaan sak hy kameel ook net so. Want hy was geoorlaai. En ek en jy gaan baie keer daardeur wat ons net voel, ek kan nie meer nie. Ek kan net nie meer nie. Hierdie goed op my skouers is te swaar. Kan ek weer my storie vir jou vertel? Kom na my toe. Almal wat moeg is. Almal wat te veel werk het. Almal wat te veel omstandighede het. Almal waarmee die emosie weghardloop. Almal wat die wêreld wil hê ons moet in 'n rigting beweeg, alhoewel God vir ons 'n ander rigting gegee het. Kom na my toe en ek sal jou rus gee. Ek sal jou rus gee. En daar's nog 'n klomp ander goed ook. Ek het hier vinnig neergeskryf, goed soos omstandighede. En weet jy wat is die grootste ou wat deesdae vir ontspanning veroorsaak? Of kom ons maak dit nommer 2, hy is dalk nommer 2. Die eerste een is die duiwel, want hy gaan jou nie uitlos nie. Petrus sê dit so mooi, hy sê hy sluimer en hy slaap nie. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Dan sê hy op 'n stadium, wat moet ek en jy doen? Ons moet alweer iets doen. Wees waaksaam en nugter om hierdie ou te kan identifiseer. Wees waaksaam. 'n tweede ou wat vir my en vir jou baie keer moeilikheid veroorsaak, is die naam ek self. Want 'n ou kom baie keer op 'n punt wat jy jouself nie kan vergewe nie. Jy kom baie keer op 'n punt wat jy jouself nie kan aanspreek wanneer jy 'n bietjie moedeloos in die bed lê nie. Ou Dawid doen dit so lekker in die psalms waar hy vir hom sê, "Hoekom lê jy jouself hier binne my neer? Kom Gees, staan op. Doen iets vir die Here." Ek en jy kan met onsself praat, hoor, jy is nie mal nie. Moet jy net self antwoord nie, dan raak dit dalk 'n probleem. Maar praat met jouself. Daar's baie môre, jy sal so in my tik. Daar's baie oggende wat ek wakker word. Dan voel die ou nie jy's lus vir die dag nie. Die ou mense sal vir jou gesê, klim met die ander voet uit die bed uit. Vandag kan ek vir jou sê, aanbid die God wat jou sal laat uitklim met 'n ander voet uit die bed uit. Hy sal jou attitude change.
maar jy moet by hom uitkom. En as al hierdie goed, want ek sien nou die dag ook daar by ons in Christiana, kerklike tradisies speel 'n groot rol. Ek meen, ons gemeenskap is klein, maar ons het 9 gemeentes. En daar's van hulle wat church hopping doen jaarliks. Hulle kom so 1 keer 'n jaar vir 2 maande by jou verby. Want dis godsdienst tradisies. 'n Ander een, wat ek agterkom en baie mense op sin speel, het ons waarlik kind van God geword. Ons het so in 'n tradisie groot geword van Christendom en van my ma en my pa, dat ek neem maar aan, ek gaan hemel toe. Maar as ek nie op die punt kom wat ek vir die Here vra, om hierdie sondige liggaam genade te gee, sy bloed te stuur, my skoon te was, ek my sondes kan verklaar, kan klaarmaak daarmee, my rug op dit draai, soos Handelinge 2 dit stel, en kan wegbeweeg nie, gaan ek belas bly. Gaan ek belas bly. En ek weet nie waar trek jy vanmôre nie. Jy gaan dalk vir my sê, pastor, ek het dit gemaak. Of ek is nog nie daar nie. Kan ek vanmôre vir jou sê, hoeveel invloed het jou ouers op jou lewe? Dood en nie dood. En ek sê dit vanmôre met baie respek. Want as kind was jy so in 'n groef ingewerk, dis hoe dit werk. Maar baie keer as die Here by jou kom, dan sal jy met die Here redeneer en sê, nee Here, dis nie wat my pa gesê het nie. Heilige Gees, nee, by tyd vas. Dis nie hoe my ma ons geleer het nie. Maar wanneer die Heilige Gees oor jou kom, sal hy die bande breek, sal hy jou vrymaak, sal hy jou laat opstaan, sodat daar nuwe lewe in jou kan kom, en jy jou rug op die wêreld kan draai en sê, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. En ouers sal, en dis disrespekvol nie. Die Bybel sê eer hulle, die Here sê nie hardloop agter hulle aan nie, en doen alles wat hulle doen nie. So daar's 'n verskeidenheid goedjies wat ons daar kan neersit. Ek wil aangaan, en ek wil vir jou 'n storie vertel. Daar was eendag 'n man, en ek wil net hierdie naam reg kry, want ek gaan dit dalk nou verkeerd sê. Galilea, daar's hy, Galilea. Daar was eendag 'n man in Galilea. Sy pa was die beste skrynwerker wat jy kon kry. En as jong seun het hy by hom geleer hoe om met hout en met leer en met al hierdie goed te werk. En was hy die beste timmerman wat 'n ou kon kry. Nee? Ken julle hierdie? Sy naam is Jesus. En hy het hierdie ambag geloop by die beste wat hy kon kry. En deel van hulle maak, of deel van hulle werk, was om jukke te maak vir die perde en die beeste en die goed wat hierdie waans moes trek. En hier kom hierdie selfe ou. Hierdie selfde Jesus. En hy kom by my. En hy kom vanmôre by jou. En hy sê, my juk is sag. My juk pas jou perfek. My juk druk nie knoppe op jou skouers nie. My juk sê nie, hier seer plekke nie, wat het jy agtergekom? Julle ouer manne gaan seker dit onthou. As jy 'n klomp perde en beeste ingespan het, en daai ding waarin hulle gesit het, was bietjie skeef. Hans? Sit hy hierdie kant toe, en hy maak merke, en die bloed loop, en daai perd weier om daai ploeg te trek. Hy spring op en gaan te kere soos 'n hooligan. Maar wanneer hierdie harnas waarin hy pas, perfek sit, en dit is sag, en dit maak hom gemaklik voel, ja, dan werk daai man. Dan werk daai man. Dit gee hom rigting, dit gee hom doel, en dit gee hom passie. Dis vanmôre wat Jesus vir jou kom sê, as jy my juk gaan opneem, gaan ek vir jou rigting gee, ek gaan vir jou 'n doel in die lewe gee, en ek gaan vir jou 'n passie gee om dit alles te doen. Jy gaan dit geniet, om vir die Here te werk, as jy sy juk op jou neem. Nou vra ek 'n ander vraag. Baie van ons het 'n juk op ons. Werk, kerk, familie, wat. As hierdie juk wat jy vandag dra, nie lig is en sag is nie, wie se juk het jy? Wie se juk dra jy? Wie se las is op jou skouers? As jy vanmôre sê, Jesus Here, ek kan nie meer nie, dit is te swaar.
Ek kan net nie meer nie, dit werk nie. Jy het dalk die verkeerde beroep. Jy het dalk 'n plek waar God jou al geroep het om iets anders te gaan doen, maar jy hou vas. Jy hou vas. En onthou wat ek nou gesê het, die uitnodiging bly staan waar Jesus sê, kom na my toe. En wanneer jy na hom toe kom, gaan hy hierdie juk wat jy op jou skouers het, afhaal en vir jou 'n juk opsit waarmee jy kan beweeg en waarmee jy sy naam kan uitdra. Want jy moet onthou, hy's gepersonalize net vir jou. Jy kan nie iemand anders in gaan vat nie. As ek dalk in Kimberley moet kom bly, gaan ek dalk flop. Maar Louise doen dit so goed, want sy's gemaak om hier te wees. Dit is 'n juk wat God vir haar uitgekies het. Maar dis hoekom ons in Christiana is. Ek was Desember maand die langste presenterende pastoor van die Christiana gemeente begin het in Christiana. En dit maak my nie goed nie. Ek wil al vir jou sê, ouens, ek wil al 15 keer weggeloop het. Maar die vraag kom, hoe lank bly jy gehoorsaam aan God? Hoe lank sit jy jouself bietjie op die agtervoet om te sê, Here, ek wil nie my eie las dra nie. Ek wil U se dra. En hier kom dit lekker daarvan. Hoe langer jy God se las dra, lekkerder word dit. Want jou hart verander, jou gees verander, en ek kry momentum om te beweeg wanneer die Here sê beweeg. 'n Laaste ene en ek is amper klaar. En ek gaan dalk weer vanmôre tone trap, vergewe my, beklei met Louise na die tyd, nie met my nie. Maar wanneer ons God se las het, wanneer ons God se juk dra, is daar companionship binne in hierdie gemeente. Dan is daar liefde binne in hierdie gemeente, want wat sê God? Ek is liefde. En ek kan nie iets anders ter wees as ek in God is nie. Ek kan nie skielik die prentjie verander en sê, Here, ek is net maandag en donderdag lief nie. Wanneer ek hier instap en wanneer ek daar uitstap, moet my gesindheid en my houding dieselfde wees. Want ek dra die las en ek dra die juk van God op my lewe. En wat maak dit van my? 'n Gehoorsame, sensitiewe, bloedgewaste kind van die lewende God, wat daar sal uitbeweeg en 'n verskil by te gaan maak. Dis maklik om hier kind van God te wees. Maar op 'n donderdagmôre, en ek seker van 'n donderdag word nie donderdag genoem sonder enige rede nie, is dit nie altyd maklik om kind van God te wees nie. Want die aanslae daar buite raak erg. Maar die Here sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. En ek sal jou juk verander, ek sal jou las verander, en dan stop hy nie daar nie, wat sê hy? Want julle sal die vrede van God ervaar. En ek wil jou vanmôre die uitnodiging gee. Ek wil jou vanmôre vra en die laaste vir jou gee. As jy die rus van die Here wil hê, gaan jy dit met sy las doen. Jy gaan dit met sy juk doen. En jy gaan die rus van God ervaar. So ek wil jou uitnooi net daar waar jy sit om jou oë te sluit. En dalk vanmôre sit jy met jou eie las in jou hart. Jy sit dalk vanmôre met 'n eie las, met 'n eie juk wat besig is om jou dood te druk. Ek weet nie, is dit die werk, is dit die kerk, is dit jou man, jou vrou, jou verhoudings met jou ouers, kinders, ek weet nie. Maar jy weet op hierdie stadium watter las is daar wat vir jou te swaar is. En wil jy nie maar vanmôre dit net vir die Here gee? Net na hom toe kom. Net met uitgestrekte hande na hom toe hardloop en sê, Here, hier is ek. Vat my las, vat my juk en vervang dit met U las en met U juk. Wat sag is, wat lig is, waarmee ek kan werk, en wat vir my 'n passie gee, wat vir my rigting gee, wat vir my 'n nuwe doel gee, om klaar te maak, die roeping wat U op my lewe gesit het. Ek gaan vir jou so 'n paar minute gee, in jou eie woorde, praat net met die Here.
dankie dat ons vanmôre net so na U toe kan kom. En hierdie uitnodiging, Here, wat U soveel jaar terug alreeds vir ons gegee het, weer kan aangryp en weer ons eie kan maak. Hierdie uitnodiging, Here, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En dan kom die beloning, Here, ons sal rus ontvang. En dankie dat ek vanmôre kan bid, dat elkeen vanmôre hier, Here, daai swaar eie wys, eie laste wat ons op onsself laai, vanmôre net na U toe kan bring. En dankie dat U die perfekte timmerman was, wat hierdie sag en lig las vir ons kon maak, sodat ons kon deel wees van die span wat vorentoe trek. Sonder ongemak, sonder seer, maar met dissipline en samewerking. En ek wil bid vir Kimberley gemeente, Here, dat U as 'n eenheid sal kom saamtrek met U liefde. Ek wil bid, Here, dat U hulle vanmôre sal kom invoeg in U plan, en dat die gemeente, die gemeenskap, Here, hulle plek sal vol staan in die doel waarvoor U hulle geroep het. Ek wil elke negatiewe woord oor hierdie gemeente tot niet verklaar. Ek wil elke woord, Here, wat gespreek is, dood en negativiteit ontniet verklaar in Jesus naam. En ons sal vanmôre soos Nehemia uitroep, daar sal lewe wees en lewe in oorvloed. Ons spreek oor hierdie dooie bene vanmôre, Here, dat U sal inbring mense wat 'n honger en 'n dors het vir U. Ons spreek vanmôre, Here, dat hierdie gemeente sal moet uitbrei. Ons spreek vanmôre, Here, dat hier verandering sal kom ten goeie en nie ten slegte nie. Ons spreek vanmôre oorvloed, soos U sê in Johannes 10 vers 10, Here, U het gekom dat ons sal lewe en daar oorvloed sal wees. Ek bid, Here, dat hierdie gemeente 'n goudpot sal wees in Kimberley. Nie as gevolg van die waarde nie, maar as gevolg van die goedheid van die Here. Dat mense hier sal kom vind, Here, die rus en vrede van God. Ek bid vir elke persoon hier vanmôre, Here, elke familie wat hier verteenwoordig is, dat U hulle sal help. U woord sê, Here, U is ons leidsman, U is ons helper, en mag ons U aanroep in dag van benoudheid. Maar dankie, Here, dat ons sal verbaas staan oor wat U in hierdie gemeente, in hierdie gemeenskap en in hierdie dorp doen. Here, maar dankie ook dat U ons help, dat ons nooit sal vergeet om aan U al die lof en eer te bring nie. Want U alleen is God, U alleen is heilig, en U alleen, Here, is waardig om te ontvang al die lof en eer in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie. Sê baie dankie vir pastoor Dirk. Dit was 'n blessing. Stem julle saam? Amen. So op daai noot, kom ons staan. Dan sluit ons af met 'n laaste liedjie. Musiekdepartement, julle kan maar verhoog toe hardloop. Okay, gaan vinnig. Net 'n herinnering. Woensdag aand bid hier, Dinsdag aand CAD, beide